Ek hou daarvan om voor mense te praat en ek geniet dit om redenaars te doen want dit berei my voor vir baie goeie soos toesprake in die klas te skryf en dit maak dat ek nie so maklik senuweeagtig raak vir goeters nie. My naam is Ruben Pelser. Ek kom van Laerskool Horison af en ek is in graad 7. So in die begin moet jy jou tema kies en jy moet kies wat ene vir jou die beste gaan werk. Nadat jy jou tema gekies het, moet jy bronne kry wat pas by daai tema. Jy kan dit kry op Netwerk24 of enige ander goeie bronne. Nadat jy dit gekry het, dan kan jy begin met jou skryfproses en jy moet onthou om dit nie te oordink nie, want as jy dit gaan oordink, gaan jy te veel skryf of jy gaan selfs te min skryf of jy gaan na halfte jou tyd gaan jy nie tevrede wees nie en dan gaan jy wil oorbegin en dis nie lekker om dit te doen nie. Nadat jy dit geskryf het, is dit maar net om dit te memoriseer en so goed te leer as wat jy kan en te sorg dat jy nie te senuweeagtig is nie, want as jy senuweeagtig is, dan gaan jy dit nie kan sê soos wat jy in jou kop beplan het nie. So die eerste paar kere lees ek dit net in my kop deur. Daarna sal ek hom 2 keer in die spieël sê dat ek my eie gesigsuitdrukkings kan sien en kan sien hoe dit lyk as ek dit sê. Dan sal ek na my ouers toe gaan en dit vir hulle sê en vir hulle vra vir hulle raad en advies van wat ek kan verander, wat om beter te doen, sodat ek kan weet vir die kompetisie dat ek 100% reg is. My passie van redenaars kom vanaf die tyd toe ek in graad 4 vir die eerste keer redenaars probeer het. Ek het dit baie geniet want dit is klein bietjie ietsie anders as die gewone ding waar mens kan deelneem. Dit was vir my lekker geweest om voor mense te praat en ek het dit baie geniet om uit die huis uit te kan kom en te kan deelneem aan iets wat my kan laat voel asof ek mense oorreed van 'n idee. My gunsteling toespraak hierdie jaar was gewees oor die wedren van klimaatsverandering. Dit was 'n goeie toespraak gewees want ek het gepraat oor hoe die hernubare hulpbronne beter kan hou as die nie-hernubare hulpbronne. So ek het van graad 4 tot graad 7 het ek baie prestasies gehad, maar graad 7 was my beste jaar gewees. Hierdie jaar het ek in ATKV se eerste ronde deelgeneem. Ek het in South African Literacy Association deelgeneem. Ek het aan radikale redenaars deelgeneem. Ek het aan kansvatters deelgeneem. En ek het in meeste van my kompetisies het ek 'n A+ gekry. Dit is van 95 tot 100%. Ek dink kansvatters was die moeilikste een gewees en ATKV net onder hom. Kansvatters was baie moeilik geweest want dis die hele land wat deelneem. So dit's ongelooflik baie mense wat deelneem. En ek het daarom tot by die finaal gegaan, maar by die finaal dit is ongelooflik moeilik daarso. Baie daai kinders, jy kan hulle oefen dit baie. Ek dink die manier hoe hulle beter is hulle toesprake kan dalk baie anders te wees as die tipiese toespraak wat gegee word. En die manier wat hulle dit oordra is baie anderste as die wat ander mense dit oordra. En beoordelaars hou baie dikwels van ander tipe toesprake as wat hulle hou van dieselfde toespraak oor en oor en oor. Toespraak oor en oor en oor. Oor en oor en oor. Ek dink talent speel 'n baie groot rol in dit, want as jy nie die talent het vir dit nie, gaan jy nie daarvoor kan gaan staan en kan praat en aanhou praat vir die tyd wat jy moet praat, sonder om iewers vas te haak of oor te begin, of jy gaan nie die nodige selfvertroue hê om dit te kan doen nie. En jy moet ook 'n lekker harde stem hê om dit te kan doen. Jy kan nie gaan sag praat en niemand kan hoor wat jy sê nie. My ouers en my familie en almal in my lewe wat my ondersteun, inspireer my want ek weet dat ek moet goed doen sodat ek hulle kan trots maak. En my eie doelwitte en drome vir myself inspireer my ook want ek weet dat ek daai doelwitte en drome kan vat en dit 'n realiteit kan maak vir myself. My ouers ondersteun my baie want hulle is altyd by my kompetisies, hulle sal altyd my help om nie senuweeagtig te wees nie. Hulle help my altyd om te weet my toespraak is goed en veral as ek wag net voordat ek praat en ek hoor hoe die ander kinders hulle toesprake sê en dit maak my bietjie senuweeagtig, dan sal my ouers net vir my sê om my eie toespraak op my toespraak te fokus. Nee, hulle verander redelik baie as ek dit sê. Hulle maak seker dat ek nie net gaan en slegte toespraak gaan lewer nie. Dis beter so want dan weet ek daarom dat dit goed sal wees.